Geliefdes, ons gaan uit die Ou Testament, uit die boek Genesis lees, uit Genesis 28. Maar voordat ons uit die woord van die Here saam lees, bid ons eers saam. U kan net so bly sit. Ons dank U, Here, ons wonderlike God, dat ons hierdie lofliedere so vanoggend uit ons hart uit vir U sing. En die wonderlike wete dat U hier is, dat waar selfs 2 of 3 in die naam by mekaar is. En mense die wonderlike teenwoordigheid van die Here opsoek, gebeur daar die wonder dat God deur sy Gees tussen mense is. Here, ons behoefte is in die besonder vandag ook om te hoor wat dit is wat U deur die Gees aan hierdie gemeente van U wil sê. Ons wat elke dag, Here, in ons lewens daar buite soveel forme van aanvegting van ons geloof ervaar, dat ons baie keer, Here, by 'n punt is waar ons krag nodig het. En daarom is U woord vir ons wonderlik. En lees ons dit dan nou met oorgawe, en ons gebed is, Here, dat U sal kom en die volheid van U woord en die boodskap daarvan tog helder en duidelik in ons harte sal dit grondvat. Hoor ons gebed, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees dan uit Genesis 28. Ons gaan net vanaf vers 10 lees. Vanaf vers 10 tot en met die einde van die hoofstuk, wat vers 22 is. Broers en susters, die woord van die Here. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees as die stof van die aarde. En jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek. En ek het dit nie besef nie. Jakob het ook bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy die klip wat sy kopkussing was, gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as U, o God, by my is, en my beskerm op my reis, en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees. En van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Geliefdes, kom ons lees tot sover uit Genesis, hierdie verhaal as God se ewige woord. Die hemel en die aarde sal verbygaan,
Maar God se woord kan nooit verbygaan nie. Liewe broers en susters in die Here, die Bybel is weliswaar 'n heilige boek, maar die mense van wie daarin vertel word, is heel dikwels redelik onheilige mense. Sommige die heel eerste mensepaar was geen engele nie. En as 'n mens daaroor dink, is dit eintlik gelukkig dat die heilige boek oor onheilige mense vertel. Want anders sou die Bybel eintlik nie veel vir ons kon sê nie. Laat staan dat dit ons nog sou kon troos. Jakob het uit 'n gewone huis gekom, 'n huis met sy gebruikelike familie rusies en onenighede, 'n huis waarin die een broer Esau, sy pa Isak, en die ander Jakob, sy ma Rebekka se witbroodjie was, 'n huis waarin die kinders nie altyd vir hulle ouers die waarheid vertel het nie. Jakob jok vir sy pa om die eerstgeboorte reg van sy ouer broer te steel, en 'n huis waarin die ouers ook nie altyd reg teenoor hulle kinders opgetree het nie. Jakob was maar 'n tienerseun toe hy sy tasse moes pak en weens sy bedrog voor sy broer Esau se wraak na Haran moes vlug om 'n nuwe lewe te begin. Maar hy was altyd iemand met 'n sak vol planne, altyd gereed om iemand ergens in te loop, om selfs met 'n blote pot lensiesop 'n hele erfporsie op te koop. Maar waar ons hom hier in hierdie verhaal ontmoet, staan hy nou tasse in die hand by 'n plek met die naam Lus. Aan die een kant is hy bly dat hy uit die huis kan kom. Meeste tieners sien maar baie uit na die tyd dat hulle 'n bietjie ook hulle eie pad kan gaan. Maar aan die ander kant is sy bravade nou 'n bietjie weg, want hy is nou alleen. Voor hom lê 'n goeie 1000 kilometer na Haran toe, waar sy naaste familie is, waarheen hy op pad is, waarheen hy vlug. Gaan hy die pad kry? Sal hy sy oom Laban daar in Haran vind? En omdat dit al aand is, besluit Jakob om daar by Lus te oornag. Pleks van ma Rebekka se lekker verekussings, druk hy 'n klip onder sy kop en hy raak aan die slaap. En toe droom hy. Hy droom van 'n hoë kliptrap wat van die grond af tot bo in die hemel staan, en van engele wat op en neer teen die trap klim. En toe kom die nagmerrie deel van die droom, want hy sien vir God staan aan die bopunt van die leë. Wat 'n vreeslike benoudheid moes Jakob nie beet gepak het nie, want vir die Ou Testamentiese mens se denke het God eintlik net vir een rede van die troon af opgestaan, en dit is om te oordeel. Jakob se droom is 'n droom van 'n slegte gewete. Hy het sy broer bedrieg, hy het sy pa belieg, en nou dat hy onder sy ma se vlerk uit is, alleen in die vreemde, nou loop hy hom ook nog in God self vas. Wat sal sy lot wees? Daar kom ons altyd 'n tyd in elkeen se lewe, dat die dinge wat jy aangevang het jou inhaal. Jy kan hardloop, vlug voor mense en voor God, maar tot op 'n punt. Op 'n dag is jou verlede net skielik daar, en vir Jakob breek hierdie oomblik nou aan. Daarom roep hy uit, hoe skrikwekkend is hierdie plek. Jakob sê vir homself, toe hy God daar sien staan, hoe verskriklik is God se teenwoordigheid op hierdie punt in my lewe, vol leuns en bedrog. En God sien vir Jakob op sy klip kussing sweet, maar hy is nie van plan
om Jakob te veroordeel. Dis die verrassende van die verhaal. Toe God by hom kom, sê hy vir hom, Jakob, ek ken jou oupa, Abraham. Ek ken jou pa Isak. Ek loop al jare lank 'n pad saam met elkeen van hulle, en ek sal ook saam met jou elke dag 'n pad loop. God het toe al die tyd opgestaan om Jakob te seën en om te verseker dat hy saam met hom die onbekende sal ingaan. God het toe al die tyd hierdie wederstrewige, stout tienerseun raak gesien en hom in die eerste plek oor sy kind ontferm. Wat 'n verrassing. Wat 'n troos. Maar dan is hy mos die verbondsgod, wat selfs sondaar mense bly begelei. En dit is die een ding wat Jakob se ervaring daarby lus wil sê, God gaan nog steeds altyd saam met jou. Maar daar's nog 'n verrassing in hierdie verhaal. Jakob was hoog in die moeilikheid, toe hy die aand die klip daar onder sy kop ingedruk het, want by die huis was sy pa hartseer oor sy optrede. Sy ma was rasend van bekommernis oor waar hy sou wees, en sy broer het hom oral gesoek om hom by te kom oor hy hom so bedrieg het. En voorkant het die onbekende stuk pad gelê en hy's maar net 'n tiener. En daar, in sy groot benoudheid, by hierdie laagtepunt van sy lewe, met al sy vrees en onsekerheid, droom hy dat hy aan die voet van 'n kliptrap lê wat tot in die hemel reik. Dan sê hy, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Dit is niks anders as 'n poort van die hemel nie. Hierdie plek waar ek my nou bevind, sê Jakob, is die hemelpoort. Is dit nie wonderlike nuus nie? Juist daardie plek waar Jakob met 'n slegte gewete doodsbenoud lê en rondrol, is die ingang na die hemel. Juist daardie punt in sy lewe, waar hy deur sy eie toedoen by 'n besondere laagtepunt in sy lewe te staan kom, word dit deur die teenwoordigheid en die ingrype van God 'n deur na die hemel. Geliefdes, selfs al is ons, u en ek, ook maar soms onheilige mense, wat soms diep in die moeilikheid beland, deur ons eie toedoen baie keer. Dan sê hierdie verhaal van duisende jare gelede vanoggend vir ons, kyk na jou grootste moeilikhede. Kyk na jou grootste probleme vanoggend. Kyk na jou grootste angs. Asof dit die ingang na die hemel is. Het God ook nie reeds vir elkeen van ons by die doopvont beloof, jy is myne en ek sal jou altyd bewaar, ek sal na jou omsien, ek sal saam met jou gaan in goeie en in slegte tye. Daarom kan ons dit doen, want waar God is dit altyd hemel. En hy het beloof om saam met ons te gaan. God sal jou oral en voortdurend verras, soos hy Jakob verras het. Die Here is op hierdie plek. Sal jy ook soos Jakob kan sê, en ek het dit nie besef nie. My probleme was toe al die tyd die voorportaal van die hemel. Geliefdes, moeilikhede en teleurstellings sal daar altyd in hierdie lewe vir elkeen van ons wees. Maar een ding weet ons uit hierdie verhaal van Jakob, God gaan saam. En omdat hy saam gaan, is die mees onwaarskynlike plekke, ook die plekke waar jy in jou grootste vertwyfeling sit, 'n voorportaal van die hemel. God is nooit ver nie. Selfs al sit jy daar op jou geestelike ashoop soms. As jy mooi kyk, sal jy die trap met sy duisende engele sien wat jou met die hemel verbind. En bo aan hierdie trap sal God staan, gereed om saam met jou te gaan. Selfs saam met sy onheilige, sondige en wederstrewige kinders.
Natuurlik moet ons hierdie verhaal van Jakob saam lees met die ander verhale van Jakob se lewe. Byvoorbeeld waar die Here vir Jakob ook 'n bietjie nader trek en daar 'n man van God by die Jabokrivier met Jakob stoei en met hom bly stoei totdat hy tot inkeer kom, om ook bietjie oor sy lewe nader trek en hom tot halt roep en vir hom bietjie laat dink oor sy lewe. Dit is ook waar. Maar wat uitstaan is dat hierdie eerste kennismaking van God met Jakob, met die bedrieër, een is van genade, van verlossing en van reddende ingryping. Vir elkeen wat by 'n laagtepunt is, vir elkeen wat hoog in die moeilikheid is, elkeen wat platgeslaan is deur hartseer, sê die Here, juist daardie oomblikke kan die poort na die hemel wees. Mag die Here ons daartoe altyd help. Amen. Kom ons doen nou 'n kort dankgebed. Dankie Here dat U oorwegende beweging na ons as mense altyd een van genade is. Here, baie keer is ons by so 'n verskriklike laagtepunt. Ons is so vasgedraai in ons omstandighede. Maar dan kom U na ons toe en U liefde is altyd vir ons genoeg. U sê vir ons elkeen, my kind, ek gaan saam met jou. Miskien is dit bloot vir jou die poort na 'n nuwe lewe, poort na die hemel. Baie dankie Here dat vir elkeen van ons wat soveel in ons lewens ervaar op hierdie oomblik, die hartseer, die bekommernis, terugslag, teleurstelling, sien 'n God wat sê, ek gaan saam met jou. Ek sal vir jou 'n God wees. Here, hoor ons gebed. En dankie dat U dit vir ons wil sê. Deur hierdie eeuoue verhaal wat waar is, omdat dit God se woord is. Wees dan met ons, Here, elke dag wanneer ons daar buite worstel met ons lewens en in moeilike omstandighede soms is. En dat U genade by ons vrede aanbring. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dit is ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag daar vrede binne jou mure wees, rus in jou wonings. Ter wille van die huis van die Here ons God, bid ons dat dit met julle goed sal gaan. Amen.